By my spot, hier, ek love het om hier te kom sit en bietjie net die Here se naam groot te maak. Ouens, weet julle wat? Het ek gister nogal 'n groot besef gekry oor die mag van ons tong. Die uitspraak wat uit ons mond uitkom is ongelooflik kragtig. In Spreuke, ek dink dit is Spreuke 21 vers 18, wat sê daar is soveel mag in ons tong. In ons tong is daar lewe en dood. En ek wou dit maar net met julle gedeel het, ouens. Jy sê, ons mense is so vinnig om mekaar te sleg te sê, af te breek, af te kraak. Die woord sê ook, ons eet die vrug van ons tong. Jou tong bepaal jou roete. Wat jy spreek, wat jy saai met jou woorde, wat jy vir ander mense sê, hoe jy reageer met jou tong en wat jy jou tong voor gebruik, bepaal jou rigting in die lewe, waarheen jy op pad is, wat jy van ander mense sê. Jy weet, op social media is dit so maklik om mense af te breek, af te kraak, op groepe, op sosiale media groepe, is dit so maklik om ander mense sleg te sê. Ek is skuldig, ek is skuldig, ek sê nie, ek het nog nooit slegte goed gesê nie, maar dis wat ek besef het, in my lewe, is dat hierdie tong, hierdie mond, wat woorde uitspreek, daar is soveel krag in die woorde wat ons praat, dit is ongelooflik opbouend of afbreekend, en jy eet die vrug wat uit jou mond uitkom. Daai tong stuur jou lewe, wat in die boek van Jakobus ook staan, is dat hierdie is die stuurwiel van die boot, hierdie is die radder van die boot. So, ouens, ek moedig julle maar net aan, voordat jy iemand in die voet skiet, voordat jy sleg praat van iemand, voordat jy, jy weet, op social media veral, is dit mos nou maklik, want veral as jy nie iemand ken nie, is dit maklik om iemand sleg te sê, maar dink net, wat is die gevolge van jou woorde? Spreek lewe, maak 'n keuse, spreek lewe, spreek goed. Al kom iemand jou te na, al is daar iemand wat jou afkraak, al is daar iemand wat jou dalk sleg sê, iemand wat nie die son op jou laat sien skyn nie, spreek nog steeds lewe. Maak jy 'n besluit vir jouself om lewe te spreek, om goed te praat oor ander mense, want jy eet die vrug van jou mond, jy eet wat uit jou mond uitkom, die wiel draai, wat jy saai, maai jy. Dit is maar net hoe die lewe werk, ouens. So, ons is vinnig om te judge, ons is vinnig om 'n vinger te wys, ons is vinnig om iemand anders af te skiet, maar voordat jy praat, gaan dink eers mooi, gaan kry eers al die feite, gaan doen 'n deeglike ondersoek, en dan is dit nog steeds jou keuse, al het jy die regte inligting, al het jy die regte feite, is dit nog steeds jou keuse wat jy gaan doen met dit, en hoe jy dit gaan gebruik, gaan jy dit vir goed gebruik of sleg gebruik. So, ouens, ek voel maar net, ek sien dit in my lewe, dit is die stuurwiel van ons lewe is die ding. So, ja, ons wag vir goed, ja, partykeer gebeur slegte goed, ja, partykeer gebeur goeie goed, en partykeer sien ons iemand anders floreer, of ons sien iemand anders doen goed, of iemand anders kom met 'n goeie idee op, en ons voel te nagekom, of ons dink, ja, hierdie ou, kyk nou, wat doen hy weer, hy's 'n scammer, of hy doen agter die tafel goed, of onder die tafel goed. Ouens, weet julle wat, as jy nie iemand ken nie, as jy nie 'n pad in daai ou se skoene gestap het nie, as jy nie daai ou se lewe ken nie, kan ons nie vinger wys nie, ons kan nie sleg praat oor daai mense nie, en ons moet asseblief net begin ons gedagte en die manier van ons praat, en hoe ons praat oor ons mense, ons land, moet ons asseblief beskerm, want ons bepaal die toekoms van ons eie lewe, jou persoonlike lewe, jou familie se lewe, jou gesin. So wat ook al by jou mond uitkom, en wat ook al jy van ander mense sê, is wat gaan terugkom. Dit is absoluut net 'n lewensiklus, dit is Bybels, ons wat glo in die Bybel. Maar ek het dit gesien in my lewe oor en oor, ek sien dit elke dag in my lewe oor, en my sien net hierdie siklus van mense wat niks goed kan sê oor ander nie, maar ek het 'n besluit geneem, ek is 'n positiewe ou, ek maak positiewe video's, ek maak positiewe goeters, of funny goeters, of wat ook al, maar hierdie mond van my sit ek 'n wag voor, en ek bid dat die Here wag voor my mond sal sit, sodat ek nie sleg sal praat oor my land, my regering, al is die skrif teen die muur, al is alles obviously sigbaar, en alles is sleg en sigbaar, maar hierdie mond kan nog steeds lewe spreek, en ek het gister met iemand gepraat, wat my net weer herinner het aan die storie in die Bybel, waar die Here die profeet gevat het, ek kan nie nou die profeet se naam so vanaand onthou nie, maar die Here het die profeet gevat na 'n valley van droë bene, 'n doodsvallei, en die profeet het vir die Here gesê, kan jy hierdie bene weer lewendig maak, en die Here het toe vir die ou gesê, vir die profeet gesê, ek dink is Esegiel, ek hoop so, maar die Here sê toe vir hom, spreek jy lewe oor die dooie bene. So ouens, ons het ongelooflike mag in ons tong, so moenie dit gebruik om af te breek, af te kraak, sleg te sê. Gebruik dit vir goed, gebruik dit vir positief, gebruik dit om jou lewe te bepaal, jou vrou, man, kinders, familie, gebruik dit vir goed, spreek lewe, en kyk wat by jou mond uitkom. Dankie ouens, wou maar net deel
maak met dit wat julle wil, gaan ondersoek dit vir julleself in die Bybel, maar hierso is ongelooflike baie mag om op te bou of om te breek, is jou keuse wat jy wil doen.